Nou het ek iemand ontmoet. Hy het baie keer daar op Elandsbaai gekom. Nou kyk, Elandsbaai is mos nou die hoofattraksie daar is die kampterrein met die hotel. Maar nou praat ek van baie jare terug nou. Ek wil nou nie sy oom se naam noem nie, so ons noem nou sommer sy oom se naam Oompie. Nou goed, nou vertel die man van die Parel vir my. Oompie en sy vriende het pot gemaak, skaappot op die vuur. Nou het hulle gesit en kuier daar rondom die vuur, maar daar was nou 'n ou wat daar gekom het. Hy het altyd die minste drank gebring, maar die meeste geskink by die ander man. En maar hy was baie erg oor sy leer breë hand, amper soos 'n cowboyhoed wat hy gedra het. Hy het nêrens gegaan as hy uitgegaan sonder daai hoedie. Nou kom hy so spoggerige houdingkie op hom. En hy raak toe lekker vaal van die drank hier om die braaivleisvuur. En toe begin hy ook nou al so 'n bietjie sweet ook van warm wees. En nou Oompie kyk hom so. Nou sien Oompie, hy haal nou al sy hoed begin en nou al afhaal. Dis amper soos iemand wat nou gemaklik raak, jy skop jou skoene uit, jy maak jou tas los, sit jou voete op die tafel, jy daai tipe van so gemaklik, hy haal toe nou hierdie hoed af. En Oompie het hierdie hoed so gekyk, en dan kyk hy vir die skaappot wat daar op die vuur is. En hy wikkel hy hoed van die deftige man, die trotse oukie, hy is nou lekker warm. Hy dep sy hoed daar so. En hy kry daar 'n mes of 'n skerwe ding. Nou sny hy die hoed se rande. Sny hy nou af en hy snipper hulle nou in stukkies op. En hy werk hulle hier in die pot in. Maar nou, hulle is nou, almal weet nou van dit, behalwe die ou, wat nou so hoed opgeknip is. En wat sê hulle nou weer is die definisie van niks? Niks se definisie, niks. Dis mos 'n hoed sonder 'n rand waarvan die bal ook weg is. Okay, maar hierdie ou het dan nog 'n bal oor gehad. Ek weet nie hoe ontsteld hy nou so gewees het oor sy hoedie en of hulle nou maar sommer die hoed heeltemal weggemaak het nie. En die volgende dag kry Oompie vir hom, hy sê maar, Gert, hoe was hy potjie kos gewees gestaan? Hy sê, ja, dit was nog 'n lekker potjie skaapkos wat jy gemaak het. Maar wie hoe swaar het ek afgesluk en gekou aan daai lieslappe wat binne in die pot was.